Goed, ons is nou by die 7de brief aan die gemeente van Laodicea en ons is by Openbaring 3 vanaf vers 14 tot 22. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Goed, so, as ons nou na al die briewe kyk wat geskryf is aan die 7 gemeentes, en ons kom nou by die brief aan die Laodicense, dan besef 'n mens dat dis amper 'n kwessie van hoe later hoe kwater, en dit is die vordering van afvalligheid neem toe soos wat die tyd toeneem. En daar's verskeie redes daarvoor, maar ons sien soos in alle tye, van Genesis af tot in die tyd van die volk se afvalligheid in Exodus, en dan sien ons wat gebeur het in die tyd van Noag, en dan sien ons in die tyd van Lot, en selfs in die tyd van die Jode toe Jesus gekom het, dan sien jy, daar's altyd fases waardeur God met die mens werk, en soos wat die tyd aanloop, so raak die afvalligheid al hoe groter en al hoe groter, totdat God kom, en God moet intree, en hy moet sy wraak uitgiet, omdat die mens tot so mate afvallig geword het, dat hy 'n God geword het in homself. En dan kom God, en dan vernietig hy, en dan begin hy voor. Maar ons weet, dat die Bybel is so geskryf, en dis hoekom ons nou besig is met die boek Openbaring, dat daar's 'n finaliteit en 'n afsnypunt vir die mensdom, waar God dan oorgaan van mensgemaakte koninkryke oor tot sy ewige koninkryk, en ons kom daarby, maar intussen tyd het die Here sy woord vir ons gegee, om ons terug in te lei, om te kom by die plek, waar ons verstaan dat daar's altyd 'n progressiewe afvalligheid wat plaasvind, en ons weet dat die woord is baie duidelik, en ons kan na verskeie skrifte verwys, maar onder andere Matteus 24, wat praat oor dat die afvalligheid so groot gaan word, dat selfs as dit moontlik was, dat die wat geroep was en gekies was, die uitverkorenes, dat hulle mislei sou kon word. Goed. So kom ons kyk vanaf vers 14, wat sê die woord nou eintlik vir ons, oor wie is dit wat hier praat, en dan sê hy, dit sê die Amen, en die woord Amen beteken, dit sal so wees, en dit wat gesê is, alles wat gesê is in die woord van God, sê God daarop Amen, met ander woorde, dit is, soos wat ek sê, dit is, en niemand kan daaraan verander nie. Dit is die betekenis van die Amen, en dis een van God se name, hy is die Amen. Hy is die een wat aan die begin van alles gepraat het, en aan die einde van alles praat, en dan kan jy gaan kyk in Openbaring 22 vers 21.
Dan sluit hy af met die woord Amen. Amen. Met ander woorde, dit wat God gesê het in sy woord is alles waaragtig en getrou. So daarom sê hy, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. So ek wil net, laat ons vinnig net kyk na Johannes hoofstuk 8, en ek wil net daar 'n paar verse lees, vanaf vers 12 tot 29, Johannes 8, en dit gee vir ons 'n goeie prentjie van wie is hierdie getroue en waaragtige getuie. Hy sê in Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Toe sê die Fariseërs vir hom, u getuig van u self, u getuienis is nie waar nie. Jesus antwoord en sê vir hulle, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar. Met ander woorde, hy sê, ek is waaragtig, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan. So Jesus betuig homself as die God wat is en die God wat was en die God wat sal wees. En dan sê hy, ek kom van daar af, van my troon af, en ek is waaragtig. En dan sê hy, maar julle weet nie van waar ek kom en waarheen ek gaan nie. Julle oordeel volgens die vlees, ek oordeel niemand nie. Goed, met ander woorde, wat sê Christus met ek oordeel niemand nie? Hy sê ek oordeel niemand volgens die vlees nie. Julle, en dan sê ek al oordeel ek, my oordeel is waarheid, dit is weer waaragtig, omdat ek nie alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. Christus sê, ek tree nie op in my eie hoedanigheid nie, ek is hier as die waaragtige getuie wat my Vader gestuur het. En dan sê hy, en dit is ook in julle wet geskrywe dat die getuienis van twee mense waar is. Dit is ek wat van myself getuig en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. Goed, so, nou kan jy sê, maar goed, hoekom gebruik hy die Vader as getuienis? Want die Vader is in die hemel wanneer die Seun onder op die aarde is. En dit moet vir jou en vir my bitter baie sê. Dit sê, daar's 'n God in die hemel wat saam met jou en my getuig wanneer ons van die waarheid getuig. En dan sê hy, toe sê hulle vir hom, in vers 19, hulle sê toe vir hom, waar is u Vader? Jesus antwoord hulle, julle ken my nie en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het. Hierdie woorde het Jesus gespreek by die skatkis, terwyl hy in die tempel geleer het, en niemand het hom gevange geneem nie, omdat hy hier nog nie gekom het nie. En Jesus het weer vir hulle gesê, ek gaan weg, en julle sal my soek, en in julle sonde sterwe, waar ek gaan, kan julle nie kom nie. En al wat hy vir hulle eintlik probeer sê is, vlees kan nie kom daar waar ek is nie. En dit is wat hom 'n waaragtige getuie maak, want hy het uit die hemel uit gekom, want die getuienis is uit die hemel uit. Toe sê die Jode, hy sal homself tog nie om die lewe bring nie, omdat hy sê, waar ek gaan, kan julle nie kom nie, en hy sê vir hulle, julle is van benede, ek is van bo. En dit maak sy getuienis waar, ek is van bo, ek is uit die hemel uit. En dan sê hy, julle is uit hierdie wêreld, ek is nie uit hierdie wêreld nie. Ek het dan vir julle gesê, dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Toe sê hulle vir hom, wie is u dan? En Jesus antwoord hulle, net dit wat ek vir julle sê. Elke woord wat God gesê het, is getrou en waaragtig. En dit is waarin die lewe opgesluit het. Toe sê hulle vir hom, ekskuus, ek het nou teruggeval op die vers, toe sê, hulle sê vir hom, wie is u dan? En dan sê hy vir hulle, ek is wat ek vir julle sê. Ek het baie dinge om vir julle te sê en te oordeel, maar hy wat my gestuur het, is waaragtig. Hier is die woorde. Hy wat my gestuur het, is waaragtig, en ek, wat ek van hom gehoor het, dit spreek ek tot die wêreld. Jesus sê, omdat die waaragtige my gestuur het, gaan ek alles spreek wat die waaragtige van my verwag. En dis waarvoor ek en jy geroep is. Ek en jy moet getroue en waaragtige getuies wees van wat hy gesê het. Ons getuig nie van onsself nie.
En dis nogals vir my een van die goed wat steurend is dat baie predikers en leraars staan op die podium en vertel vir almal van wat hulle doen en wat hulle bereik het en hoeveel mense hulle al na die Here toe gebring. Jy getuig net van jouself. Vers 27. Hulle het nie verstaan dat hy met hulle van die Vader gespreek het nie, en Jesus sê vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is, en uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek hy. En spreek ek, en hy het vir my, wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. En daar stop ek, vers 29. Want wat is die punt? Wat maak hom 'n getroue en waaragtige getuie? Die feit dat hy sê alles wat die Vader vir hom gesê het om te sê, maak hom 'n waaragtige en getroue getuie. Goed, ons is terug by Openbaring 4, hoofstuk 3. En dan sê hy is die begin van die skepping van God. Nou, dit is 'n geweldige omslagtige stelling wat hy maak om te sê, ek is die begin van die skepping van God. En nou kan 'n mens dit 'n kort pad vat en sê, ja natuurlik, hy is wat maak hom die skepper? Hy het die hemel gemaak, hy het die aarde gemaak, hy het die see gemaak en alles, en dis alles waar. Maar wat is die dieper betekenis? Wat maak hom die skepper? En wat is die skepping? En alles wat nie verganklik gaan wees nie, met ander woorde, die onverganklike skepping, is die skepping waarna hy hier verwys. Want die skepping was gewees voor die mens. En nou moet 'n ou gaan kyk wat sê die woord. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons is nou by Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Met ander woorde, wat sê hy daarmee? Voordat hy die mens geskaap het, was die skepping reeds gewees. En hy het die mens gemaak om in die skepping in te kom, sodat hy die skepping vir die mens kan gee, uiteindelik as 'n erfenis. Nou, as ons erfenis in die sienlike is, dan het ons iets gemis. Want dis nie waarvoor hy ons geskep het nie. God het die mens geskep om saam met God te kan wandel in die onsigbare. Want ons skep, dit wat ons gaan ontvang as 'n ewige besitting, is 'n onsigbare, onsienlike skepping. Want andersins het ons iets gemis. En daarom moet ons gaan kyk want as ons vanuit die veronderstelling uitgaan dat ons erfenis is in die sienlike, dan hoekom het ons God nodig? Hoekom het ons God dien? Hoekom het ons die woord van God nodig wat praat oor die onsienlike? Goed, ek wil net na een skrifgie verwys in Hebreërs 12 wat sê vanaf vers 26. Ons kan nog, daar's baie ander skrifte, maar kom ons kyk net vir die oomblik na Hebreërs 12 vanaf vers 26. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Wat beteken van die begin van die skepping van God beteken? En nou kan jy Johannes 1 van vers 1 tot 11 gaan lees, en ek wil nie nou daarby vasval nie. Ons kan maar net net kortliks
sê Johannes 1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Wat beteken? So kom ons kyk net gou. Wanneer was die woord van God? Het die woord van God begin by Genesis en hy deurgeloop tot Openbaring toe? Of wanneer was die woord? Hy sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. So waar was die woord? Die woord was by God. Die woord was God. Want die woord was voordat alles gebeur het, was die woord reeds gewees. En dan sê hy op 'n stadium in vers 14 sê hy, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Met ander woorde, die woord wat was, voordat God die mens gemaak het, was die woord reeds gewees. En daarom moet ons verstaan dat dit gaan alles oor die skepping wat van ewigheid af is. Goed, ek wil nie nou in diepte daarin gaan nie, maar ons moet een ding verstaan is dat in die begin was die skepping van God, was van die begin af. En nou sê hy in vers 15, ek ken jou werke. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie, was jy tog maar koud of warm. Nou moet 'n mens gaan kyk. So kom ons kyk na die beginsel van koud of warm. Koud beteken, ek het niks kennis van God nie, ek het nog niks wat ek van hom geleer het nie, ek is nie op 'n plek waar ek my tot God ekskuus vir die woord vir Engels, maar waar ek my tot God gecommit het nie. Ek het nog geen verbintenis met God gemaak nie. Dis die ou wat koud is. En nou moet ons kyk wie is die ou wat warm is. Dit is die een wat in gees wandel, wat God leer ken het, wat God se wil verstaan en wat hom ag as 'n getroue en 'n waaragtige getuie van dit wat hy vir ons gegee het. Met ander woorde, dis die een wat by daai plek gekom het waar hy God se wil ken en verstaan. Maar nou sit jy met die ou wat tussen die twee is. Was jy maar koud of warm, maar nou is jy lou. Want as jy by die plek van louheid kom, dan is jy by 'n baie slegte plek van jy is nie bereid om meer te doen om sy wil te ken nie, en jy dink jy's op 'n veilige plek, want jy neem sy naam op jou lippe. Jy's daai persoon wat Jesus gesê het, hoekom sê jy vir my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Met ander woorde, jy het my wil geken, en jy soek, jy wil in die ewigheid, wil jy in die hemele wees, jy wil die erfenis hê, maar jy wil dit hê op jou voorwaardes, jy wil nie dieper ingaan om my wil te ken nie, en jy het jouself oortuig dat jou deelname aan jou redding is om my op jou lippe te neem. Jy sê Here, Here, maar jy doen nie wat ek sê nie. Want jy het nog nie by die plek van op 'n warm plek gekom, waar jy in 'n warmte van Christus inbeweeg het om sy wil te leer ken nie. Jy het begin by die evangelie van redding, maar jy het nooit oorgegaan tot die plek van waaragtige oortuiging van wie hy is nie. Jy het gesê, Here, Here, jy het Jesus Christus, jy het alles wat jy het, maar jy kom sit net op die kerkbank op 'n Sondag, en deesdae doen jy dit nie eers meer nie, jy is daar, op een of ander plek is jy buite sy woord met hom besig, met allerhande godsdienstige aktiwiteite. Jy gaan na 'n Christen koffiewinkel toe, jy gaan luister na Christen musiek, en jy praat baie van liewe Jesus en alles, maar daar's nie 'n warmte
van 'n diepe verhouding met hom wat jy ontwikkel het nie. En ons het al so baie daaroor gepraat, oor wanneer kom jy by die plek van 'n warm verhouding met Christus, en dit is die plek waar jy sy woord begin ondersoek, en sy onwankelbare erfenis wat hy vir ons bestem het, begin ontdek het in die woord van God. Dis die warm plek. Die lou plek is die plek waar jy ongelukkig gaan vasval en jy sal nooit daar uitkom nie. En meeste Christene is op die plek van louheid. Want wat is die probleem? Wat is die verskil tussen 'n koue en 'n loue? 'n Koue weet niks van hom nie, het hom nog nie eers aangeneem nie. Die lou ene het gekom by 'n plek waar hy dink hy het alles, maar hy het niks. Hy dink hy het genoeg, maar hy het niks. En hy's op 'n plek van onredbaarheid, omdat hy klaar oortuig is, hy het klaar sy plek in die ewige bestemming. Hy het klaar sy plekkie geboek in die hemel. Dit is die lou Christen. Dis die breë weg Christen. Baie mense glo die gelykenis wat Jesus vertel het van, nou is die poort en smal is die weg wat lei tot die lewe, en dan sê hy, maar breed is die weg wat lei tot die verderf. Dan dink hulle, ja nee wat, ons as Christene is die smal weg en die res van die wêreld is die breë weg. Nee, die nou weg is die wat warm is en die breë weg is die lou Christen. Die koues is die wat buite is. Die koues wat is nie op 'n weg nie, hulle het nog nie die weg gekies nie. Die lou ou is hy het die weg gekies. Maar hy het nooit ingegaan om die wil te ken van die een wie hy gekies het nie. Want jy sien, as ons gaan weer teruggaan na Johannes 8 toe, dan sê Jesus, ek ken die wil van my Vader. My vraag is, lou Christen, ken jy die wil van jou Vader? Of is jy soos die Fariseërs wat lou was? Hulle het gesê, ons ken God, God is ons Vader, en dan sê Jesus, die duiwel is julle vader. Want julle luister na hom. Jy kan sê, ek luister na Jesus. Jy kan sê, Here, Here, maar jy doen nie wat hy sê nie, want jy weet nie eers wat hy sê nie, omdat jy op 'n plek van louheid gekom het. En hy wil hê jy moet warm wees. Was jy maar warm of koud, maar nou is jy lou. En weet jy wat? Hy gaan jou uit sy mond spieg. Ek dink die oordeelsdag gaan, en ons kom daarby, die oordeelsdag gaan die grootste dag van ontnigtering wees. Van Christene, wat elke dag liewe Jesus op hulle lippe geneem het, maar hulle is nog steeds verlore. Want om Jesus op jou lippe te neem, is nie om hom in waarheid te ken, soos wat jy, want Jesus sê, as julle my ken, ken julle my Vader. Jy kan nie sê, soos die Fariseërs gesê het, God is ons Vader. Nee, jy kan dit nie sê nie. Want Jesus het vir hulle gesê, die duiwel is julle vader. Julle dink God is julle vader, maar die duiwel is julle vader. En ek dink, die dag van die wit troonoordeel gaan 'n geweldige tranedal wees van Christene. Ek praat nie van nominele Christene nie. Ek praat van hulle wat sê, nee, ons was op die lewende weg. Ons het Christus geken. Ons was in die vernuwingskerk gewees. Jy kan dit noem net wat jy wil. As jy nie met hom wandel elke dag van jou lewe in sy woord nie, dan sal hy vir jou sê, gaan van my af weg, ek ken jou nie. Jy is die lou ene wat hy uit sy mond uit gaan spieg, gaan sê, ek ken jou nie, gaan weg van my af. Ons is by vers 15. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud en ook nie warm is nie. Was jy maar tog koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, vers 17, ek is ryk
en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. So hier's 'n klomp goed. Hy sê jy's nie lui nie en jy's nie koud nie of jy's lui maar jy's nie koud of warm nie. Maar dan sê hy, hoekom? Want jy sê ek is ryk. Ek is ryk. Waaroor gaan die rykdom waarna hy verwys? Daai ryk gaan oor, ek is die geseënde van die Here en ek moet dit net soos die Engelse kerk sê, believe it and receive it. Jy's ryk. En jy het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Vertrou net die Here. Ja, spreek net lewe oor jou omstandighede en al die goetertjies wat hulle kwytraak. En dan sê hy, maar jy's elendig. Hier's die woorde. Jy's elendig. Jy's beklaanswaardig. Jy's arm. Jy's blind. Jy's naak. En aan daar kan 'n mens baie aankoppel. Jy's arm. Wat beteken jy is, totdat jy nie besef jy's arm van gees nie. Want jy sien, dis die teenoorgestelde van om in die natuurlike gees, of kom ons noem dit dan 'n ryk Christen te wees, moet jy 'n arm van gees persoon wees en sê, Here, ek het nog niks as U dit nie aan my toevertrou nie. Dis wat beteken jy's arm. Jy's arm in geloof. Jy's arm in kennis van hom. Jy's arm in alles wat die geestelike dinge aanbetref. Ek is arm. Ek is blind, ek is geestelik blind, ek kan nie die dinge van die koninkryk. Jesus het na die fariseërs verwys en gesê, julle is blindes wat die blindes lei, julle en albei beland in die sloot. En dan praat hy van naak. Ons weet, naak beteken, jy's ontklee van Christus. Jy het niks, jy's nie beklee met die ewige bekleding wat Christus vir jou bestem het nie. En dan kom hy in vers 18, dan sê hy, ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is. Nou jy sien, dis die oomblik as jy nou daai skrifgie lees, dan sê, dan kom die welvaartsleer Christene, en dan sê, sien jy daar, ons moet goud koop by hom, ons moet hom vertrou vir goud. Maar jy sien, so kom ons kyk net gou, daar is soveel skrifte wat ons kan aanhaal, maar kom ons kyk onder andere na Lukas 12, wag net, ek nie Lukas 12 nie, Matteus 13, en ons lees daar vanaf vers 44, Matteus 13 vanaf vers 44. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en hy verkoop alles wat hy het, en hy koop daardie saailand. Jy sien, koop van my, want Christus, die goud en die silwer en die kosbare stene, jy kan maar gaan lees 1 Korintiërs 3, jy sien, die goud wat onverderflik is by hom in sy koninkryk. Hy sê, want die koninkryk van God is soos 'n man wat sien 'n verborge skat. Wat is die verborge skat? Die verborge skat is in Christen, ek wil amper sê die deursnit Christen ontdek nooit die verborgenhede van die koninkryk van God, maar nooit nie. En dit is wat hierdie woord, koop van my goud, beteken, gaan kry die verborge skatte wat opgesluit lê in my koninkryk. En dit sê, gaan jy waar kry? In die saailand. Wat is die saailand? Die woord van God is die saailand. En Christus is die lewende saad, want in hom is die hele woord, hy is die woord. So hy is die begin van die saad. En as jy die saad in jou hart saai, dan is daar 'n opbrengs 30, 60, 100voudige vermeerdering van die saad van die woord. En daar is so baie wat hierin opgesluit lê. En dan gaan hy verder in vers 45. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat mooi parels soek. 'n merchant.
Engelse vertaling praat van 'n pearl of great value. En toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Want jy sien, jy moet alles wat jy as waardevol ag in hierdie lewe laat gaan voordat jy die parel gaan ontvang. Die kosbare parel, the pearl of great value. Christus is die pearl of great value. En jy moet alles laat gaan, want as jy gaan vashou aan enige iets in hierdie lewe, gaan jy die pearl of great value mis. Dis hoekom, en nou kan 'n ou gaan kyk na die 10 maagde. En sê maar gee vir ons wat julle het, van die olie wat julle het, en sê hulle, nee, maar julle kan nie van ons olie kry nie, gaan en gaan koop vir julle by die verkopers, want jy sien, God is nie te koop nie. Daar's soveel vals leraars en vals profete wat Christus verkoop. Hy's nie te koop nie. Hy's nie te koop nie. En nou moet jy gaan kyk na Jesaja hoofstuk 55 wat sê: O almal wat dors het, vanaf vers 1. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het, die kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Moet niks gee. Jy hoef niks te gee. Jy kan nie by my kry wat ek vir jou het. Jy moet alles laat gaan wat vir jou in hierdie lewe waardevol is. Want totdat jy dit nie doen nie, sal jy die kosbare parel en die kosbare skat en dit wat vir jou weggesit bære is as 'n verborgene in die saailand van, want die woord is die saailand, en in die woord van God is daar 'n kosbare skatkamer vol verborgenhede wat vir jou en my bestem is. En hy sê, as jy jou verborgenhede ontdek het, dan het jy alles wat jy nodig het. En dis hoekom hy sê, ek raai jou aan om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is, en daai goud wat deur vuur gelouter is, kry ons in Maleagi hoofstuk 3, laaste profetiese boek van die Ou Testament, vers 3, Maleagi 3 vers 2, maar wie kan die dag van sy koms verdra, en wie kan standhou as hy verskyn, want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers, en hy sal sit, en 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud, en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Dis wat hy hier sê in Openbaring hoofstuk 3. Hy sê, kom koop van my goud wat deur vuur gelouter is. Wat is dit? Geregtigheid is al wat ek en jy by hom kan kry. Geregtigheid deur vuur gelouter. Want jy sien, as jy hom gaan vertrou vir jou kosbare skatte hier op aarde, dan het jy nog nie verstaan waarvoor hy vir jou gekom het nie. Want dit wat deur vuur gelouter is, dit is jou ewige skat wat hy vir jou bestem het, wat gelouter moet word deur reg en geregtigheid. Deur reg en geregtigheid sal dit gelouter wees. En dan sê hy, sodat jy kan ryk word. Wat? Van jou hemelse skat. Jy het jou hemelse skat nodig. En daai skat is 'n onsigbare, onsigbare skat wat jy kry, want dit is 'n verborgenheid. Die skatte van die hemel is verborge. En as ek nou vir jou sê verborge, dan beteken dit, as hy dit nie vir jou openbaar maak nie, gaan jy dit op hierdie aarde soek, wat jy met jou oë kan sien. Want dis die probleem met die mens. Sy oog is verkeerd. Sy oog soek die sienlike. Hoe gaan die Here my vandag seën in my besigheid? Hoe gaan die Here my vandag seën in my, wat kan hy vir my gee vir hierdie lewe? Wat kan ek bereik in hierdie lewe? Hy wil my 'n suksesvolle sakeman maak. Hy wil my huwelik red. En dit is alles op die natuurlike. Maar jy sien, reg en geregtigheid is onsienlik. En as ek en jy nie by daai plek ingaan om ons kosbare skat te gaan ontdek in sy woord nie, gaan ons dit heeltemal mis.
Hy sê en wit klere, dat jy jou dit kan aantrek. Wat is die wit klere? Ons het so baie nou al gepraat. Ons het in Openbaring 1 gaan praat oor die, of aan die begin van hoofstuk 3 gaan praat hy van die wit kleed wat ons moet aantrek. Want jy sien, die wit kleed is Christus, is die een wat ons kleed reinig, want ons kleed is bevlek. Judas sê, die boek Judas, dis die tweede laaste boek van die Bybel, sê, hy sê maar, aan sommige wat twyfel moet julle barmhartigheid bewys. Judas vers 22, vanaf vers 22, en aan sommige wat twyfel moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Die kleed moet julle haat, wat deur sonde, wat is die kleed wat met sonde bevlek is? Dis die kleed wat vals leraars aantrek, wat die fariseërs aangehaat het, hulle het hierdie togas gedra, hulle het die kleed gedra, waarmee hulle sonde verkondig het. Wat is die sonde? Die sonde, die werke van ongeregtigheid. Nee, dit het niks te doen met die kleed van sonde het niks te doen met jou vleeslike sondetjies waarmee jy jouself besig hou nie. Dit het alles te doen met die werke van ongeregtigheid, van leuns wat Christene verkondig, wat Christus nie gesê het nie, wat ons sê hy gesê het. Goed wat die woord nie sê nie, wat ons sê die woord sê. Dit is die kleed van sonde, wat ons van ontslae moet raak. En die enigste een wat daai kleed, wat met sonde bevlek is, van jou af kan wegneem, en wat dit kan reinig, is die woord van God, wat Christus is. Hy sê, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie. Wat is die skande van die naaktheid? Want jy's naak, dis presies wat met Adam en Eva in die tuin van Eden gebeur het. Die oomblik toe hulle sien, hulle is naak, wat het hulle gedoen? Hulle het die leuen van die Satan geglo wat gesê het, eet van die boom, wat hulle nie van mag geëet het nie. Dit was hulle sonde wat hulle by naaktheid uitgebring het. Hulle was toe, vir die oomblik, toe hulle eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, toe verloor hulle kleed. En jy sien, nou wil hulle daai kleed, hulle wil hulle weer beklee. En wat doen hulle toe? Hulle vleg vyeblare om hulle self mee te beklee. En God sê, jy kan jou nie so beklee nie, ek sal jou beklee. En dan begin God se bekledingswerk. Reg in Genesis begin God te beklee. En dan sien ons, die heel eerste, 2 manne, wat die bekleding, een het dit reg verstaan en die een het dit verkeerd verstaan, is die 2 broers, Kain en Abel. Kain sê, ek sal vir God 'n offer bring wat ek besluit. God sê nee, ek soek 'n offer van bloed. Dan moet bloed wees. En dan kom Abel en hy bring vir God 'n bloedoffer. Kain bring 'n offer van sy land af. En jy sien, dis die werke van ongeregtigheid. Ek besluit self hoe ek God gaan dien. En Jesus sê, jy kan nie God dien op jou manier nie. Jy moet by my kom hoor hoe jy my Vader moet dien. Want as jy by my gehoor het, sal jy weet, jy sal my Vader ken, soos wat ek hom ken. En ek het hom vir julle kom wys. Dit is om bekleed te wees met 'n wit kleed. Want die een wat die wit kleed aan het, sal jou beklee. Hy sal jou beklee met homself. Jy kan nie jouself klee nie. Jy kan nie met godsdienstige werkies jouself klee nie. Kerk toe gaan is nie die antwoord nie. En wat ook al jy, Christen musiek is nie die antwoord nie. En om Jesus op jou lippe te neem is nie die antwoord nie. Die antwoord is, ken hom. Ken hom. Julle sal die waarheid ken. En die waarheid sal julle vrymaak. En as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Al 2 skrifte in Johannes hoofstuk 8. En dan sê hy, en salf, vers 18 se laaste deel, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Want jy sien, wat is die salf?
En ons kan nou gaan kyk na die geskiedenis van Laodicea en ons kan sê, dis die plek waar hulle oogsalf gemaak het, so hulle sal dit verstaan. Hulle kan dit onmoontlik nie verstaan, want Christus sê, salf wat jy nodig het, is jy die salwing van die Heilige Gees nodig. Want as jy nie die salwing van die Heilige Gees het nie, kom ons gaan kyk, waar praat hy van die salwing? En daar's baie skrifte, maar ek gaan net een aanhaal. 1 Johannes 2 sê, vers 25, 1 Johannes 2 vanaf vers 25 sê, en dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. So wat is die ewige lewe? Dis die lewe buite hierdie sterflike lewe waar jy nou is. En jy kan nie die onsterflike ontvang deur die sterflike nie. Jy kan nie jouself offer nie. Jy is nie die offer nie, Christus was die offer. Nou sê hy, vers 26, en dit het ek aan julle geskryf met betrekking tot die wat julle mislei. Daar's baie misleiding rondom wat moet ek doen om gered te word. Dan sê hy, en die salwing, hier is die salf, oogsalf, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Wat is die salwing wat hy hier sê, julle moet oogsalf kry? Wat is die salwing? Die salwing is, die Heilige Gees sal jou en my in gees en waarheid lei. Met ander woorde, die woord is gees, die Heilige Gees is gees, jou gees is gees, en dit is wat hy sê, en salf, om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Want jy sien, jy kan nie met jou natuurlike oë, kan jy nie die koninkryk van God sien nie. Dis onmoontlik. Dis vir jou onmoontlik. En net die Here kan die Heilige Gees, want jy sien, hy kyk na jou hart, en hy sê, is hy op soek na my koninkryk? Soek al dit eers die koninkryk van God. Soek hy my koninkryk, wat 'n onsigbare, onsigbare koninkryk is, wat deur die natuurlike oog nie gesien kan word nie, soek hy dit met sy lewe om die erfenis te kan ontvang van die ewige koninkryk wat ek vir hom bestem het. Maar hy haal sy oë af, sy natuurlike oë af, van wat mense vir hom aanbied, en hy kyk na wat ek vir hom bestem het. En daai gaan jy net kry in sy woord. En net die Heilige Gees kan vir jou dit oopmaak, wat hy vir jou bestem het, as jou ewige erfenis. Vers 19. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Wees dan ywerig en bekeer jou. So kom ons kyk net gou vinnig oor die tug van die Vader. En dan gaan ek nou gou kyk na Spreuke 3 vanaf vers 5. Hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelei. Hy sê daai hy is met 'n omlaag. Hy sê ken hom in al jou weë, dan sal, wat beteken ken hom in al jou weë? Jou weë moet hy bepaal. Hy moet jou weg bepaal. Ken hom in al jou weë. En hy sal jou baie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van jou inkomste, dat jou skure vol word van oorvloed en jou paarskype oorloop van mos. My seun, verag die tug van die Here nie en laat sy kastyding jou nie in jou 'n weersin wek nie. Want die Here tugtig hom wat hy lief het. Ja, soos 'n vader, die seun, en wie hy behaag het. En nou kan ons gaan kyk na
na die skrif in Hebreërs 12, wat presies dieselfde beginsel aanspreek van die tug van die Vader. Hy praat daar, en ek gaan dit nie nou lees nie, ek wil jy kan myself gaan kyk, vanaf vers 5 tot 11, dan praat hy, want seunskap, ware seunskap lê in tug. Waaroor gaan die tug? Tug het niks te doen met van die Here wil jou gou met 'n lat elke dag bietjie met die lat bykom nie. Wat is die tug van die Vader? Die tug van die Vader is om dit wat hy deur sy seun vir jou en my kom sê het, en met ons kom deel het, wil hy ons op daai pad bring van jy glo alleen en hy bring jou na die waarheid toe. Jy bly alleen glo en hy bring jou terug na die waarheid toe. En die enigste ding wat jou na die waarheid toe kan bring is die woord van God. Dis Johannes hoofstuk 8. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Want wat is die tug? Die tug bring ons die hele tyd terug na die waarheid van sy woord toe. Die tug het niks te doen met my ou vleesie wat een of ander beter vlees moet word, en nou tugtig hy my vlees, hy sê, jy moet die drankbottel neersit, dis die tug van die Vader. Kan ek gou weer sê, as jy by die tug van die Vader uitgekom het, dan het jy nie meer lus vir die drankbottel nie, of vir die losbandige lewe wat jy gelei het, of wat ook al jou van hom af weg sou kon trek nie. Want jy sien, die tug van die Vader bring jou die hele tyd na die voete van Christus toe. Want dis daar waar jy tug verstaan. En die tug van die Vader het nie te doen met die Here het 'n lat wat hy elke nou en dan uithaal om jou mee te slaan nie. Die tug van die Vader is om jou in lyn te bring met die waarheid van sy woord. Dis al wat dit is. Hy sê, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Wees ywerig, want jy sien, jy kan nie sonder ywer, kan jy die tug van die Vader, jy sal dit nooit hê nie, want jy sien, jou ywer gaan bepaal of jy gaan toelaat dat hy jou tugtig of nie. Wat is die ywer? Die ywer is 'n ywer vir sy woord. Is jy ywerig om hom te ken? Is jy ywerig? Sit jy skouer aan die wiel met 'n ywer om God se wil te leer ken? Want as jy dit doen, dan het jy by die plek uitgekom waar die Here jou kan tugtig van 'n leuen na waarheid toe. Wat is die leuen? Die leuen is ongeregtigheid. Ongeregtigheid het niks te doen met vleeslike sonde nie, dit het alles te doen met dit wat jy van God geglo het, wat nie die waarheid was nie. Dit is ongeregtigheid. En nou sê hy, bekeer jou. Dis soos wat toe die Jode, die eerste Jode tot bekering gekom het, toe vra hulle vir Petrus, wat moet ons doen? Toe sê hy, bekeer julle. Bekeer julle. Van wat? Van julle werke van ongeregtigheid. Bekeer julle van hierdie wettiese manier hoe julle God dien. Dis waarvan julle moet bekeer. Vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou. En hy met my. Jy sien, dis een van die mees vals aanbiedinge van die evangelie wat jy ooit sou kon kry. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. En dis nou die evangelie. Die hele evangelie het begin by Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Dis asof die Christene het hierdie versie gebruik om te sê, sien jy, hy is so lief vir jou, hy staan by jou deur en maak net vir hom die deur oop dat hy kan ingaan. My genade, as dit so eenvoudig was, dan is ons almal op pad hemel toe. Maar dis nie wat hier staan nie. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, sê die Here, sê, ek wil vir jou die deur na die ewigheid toe wil ek vir jou oopmaak. Mits jy my stem hoor en na my toe kom, sodat ek saam met jou kan maaltyd hou en jy saam met my. En nou die tweede leuen wat hulle verkondig is as jy Jesus aangeneem het, sal jy eendag aan sy tafel in die hemel sit. Dis 'n leuen. Dis nie wat dit beteken nie. Wat dit beteken is hy wil hê jy moet nou aan sy tafel kom sit en nou saam met hom maaltyd hou. Want sy tafel is klaar voorberei. Wat is die tafel wat voorberei is? Christus, net voordat hy gekruisig word, dan hou hy die, wat ons nou noem die nagmaal, maar dis nie 'n nagmaal nie, dit is 'n tafel waar hy brood en wyn aanbied.
En die brood is die brood van die lewe. En die wyn is sy bloed, wat in sy bloed is die reinigingswerk van wat die lam kom doen het. En wat is daai? Dis nie 'n eenmalige vingerklap reinigingswerk nie. Dis want Christus se bloed het gekom deur die Heilige Gees. Hy het nie menslike saad in hom gehad nie. Die saad was uit die Heilige Gees uit, en hy is die saad wat jou en my wil reinig, want in sy saad is die Heilige Gees. Met ander woorde, hy is uit die hemel uitgebore, deur God se hand, deur God se werking. En in sy bloed was daar geen onrein saad of onheilige saad nie. Dit was alles hemelse saad. Sy vader Josef was nie sy geboortepa gewees nie. Sy vader in die hemel het aan hom geboorte geskenk. En daarom, hy kon nie sonde doen nie, hy was vlekkeloos van die begin af. En daar's mense wat sê, gelukkig het Jesus nie geval vir die Satan se aanbod nie. Man, Jesus kon nie daarvoor val nie. Want Jesus het gesê, die mens leef nie van brood alleen nie, van elke woord wat uit die mond van my Vader uitgaan. En hy was die woord wat uit die mond van sy Vader uitgegaan het. Christus is die woord wat uit sy Vader se mond uitgegaan het. As jy dit nog nie weet nie, dan weet jy niks. Dan weet jy niks. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. En hy sê, en as jy oopmaak, as jy my stem hoor, dan sê hy, ek sal met jou maaltyd hou, en jy met my. Ons sal om dieselfde tafel sit, en daai tafel is die woord van God. Jy kan aan my tafel kom sit, sê die Here. En nou moet ons kyk net gou vinnig na Lukas hoofstuk 12. Vertel Jesus hierdie gelykenis. Jesus vertel die gelykenis Lukas 12 vanaf vers adres, vanaf vers 35. Hy sê, laat julle heupe omgord wees en julle lamp aan die brand. Wat is die lamp wat aan die brand moet wees? Your word is a lamp unto my feet. U woord is my lamp. So hy sê, laat jou woord aan die brand wees. Laat jou woord die heeltyd in jou wees. Laat die woord van God die heeltyd, wees die heeltyd met die woord besig. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag, wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom. En dan klop. Wanneer is die bruilof? Want jy sien, ons sê, die bruilof kom. Die bruilof kom. Nee, die bruilof is, Jesus het klaar homself tot die bruid verbind. Hy is klaar die bruidegom en ons is klaar die bruid. Ons word nie die bruid nie. Hy is besig om sy bruid al vir eeue en eeue en eeue is hy besig om sy bruid te vergader. Hy is klaar die bruidegom. Hy word nie die bruidegom by die wederkoms nie, hy is klaar die bruidegom. En as jy dit nie verstaan nie, ek bedoel, Johannes staan by hom, hy sê, ek verbly my in die bruidegom. So wanneer word hy nou die bruidegom? Terwyl Johannes van hom gepraat het, of wanneer hy terugkom? Hy sê, julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom. Hy het klaar van die bruilof af terugkom. Hoe? Met die Heilige Gees. Hy het klaar vir ons die woord gegee. Hy het klaar vir ons die maaltyd gegee. En toe kom hy terug in die vorm van wat? Van die Heilige Gees, die trooster wat hy vir ons gestuur het. En hy sê, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Jy moet as in Vader se naam nie wag vir hom om terug te kom uit die hemel uit om jou te kom haal nie. Hy het gekom om jou nou te kom haal en hy wil nou met jou maaltyd hou en hy sal nou vir jou die Heilige Gees gee as jou trooster om jou te help om hom te leer ken en die Vader te leer ken. En dan sê hy, gelukkig is daar die diensknegte. Ek is nou by vers 37, Lukas 12. Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. Dis wat hy doen. Hy gaan jou omgord. Dis hoekom hy sê, omgord die lendene van jou verstand, Efesiërs 6. Hoekom moet ek my verstand omgord? Sodat ek nie deur die Satan mislei kan word nie. Hy sal jou omgord. Hy sal jou kom beskerm teen die bose magte wat probeer om jou te kry om 'n valse evangelie te glo. En as hy in die tweede of die derde nag wag kom en dit so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Wat is die tweede en die derde nag wag? Die Here
Die nagwake is aan die gang. Dis aan die gang, dis aan die gang. Die nag, hoe later hoe kwater. 1 Tessalonisense 5 praat van ons is nie van die nag soos hulle nie, ons is van die dag. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Want jy sien die probleem is, wanneer ons deel is van die huis van, wanneer ons deel is van die liggaam van Christus, is ons ook deel van die gemeente van Christus, wat die huis is, wat die tempel is waar ons aanbid. En as ons nie gaan wakker sit nie, hy sê, dan gaan hy kom, en hy gaan inbreek, die dief, en hy gaan ons kom beroof van ons erfenis. Dis al wat hy wil doen. Hy wil nie, die duiwel het net een plan met jou. Hy wil net verhoed, dat so min as moontlik mense ontdek die erfenis wat God vir hulle bestem het. Want hy het syne van die hand gewys. Hy het sy erfenis van die hand gewys. Goed, ek maak klaar Openbaring hoofstuk 3 en ons is terug by vers 21. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Uiteindelik wil die Here hê ons moet by die plek van oorwinning uitkom. En ek wil, ons moet tog so versigtig wees, om nie krone en trone en al die goetertjies wat ons vir mense aanbied. Sien jy, jy's 'n koningskind en al die goeters wat ons mense mee mislei, om dit vir hulle lekker te laat klink om 'n Christen te wees. Kan ek gou vir jou sê, sonder die kruis kan jy vergeet van die kroon. Sonder die kruis kan jy vergeet van die kroon en van die troon. Jy sal eers die kruispad moet klaarstap, voordat jy en oorwinning is 'n absolute pad tot die einde toe. Hy wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Nie hy wat halfpad stop, of hy wat dink hy het klaar gearriveer. Jy arriveer nie in hierdie lewe nie. Jy moet aanhou tot die einde toe. En ek wil vir jou sê, hoe meer jy met die Here besig is, hoe groter is die verdrukking, hoe harder gaan die Satan teen jou kom, om jou by daai plek. Hy bring jou by die plek waar Christus gaan draai het, en dis by die kruis. Daarom sê Jesus, neem jou kruis op, en volg my. Amen.